Dankie David, ek sê ook baie dankie aan julle vir die uitnodiging. Dit is my baie lekker om hier te wees. Ek het nou by die amfitheater gesê, 'n paar jaar gelede was ek op die stranddiensspan, vir 2 jaar, saam met Karike Neet, wat ook, haar ouers is ook in die gemeente, wat 'n klasmaat was vir my. So dis vir my lekker ook om nou op so 'n manier by julle in te skakel vanoggend. Nou, van my kant af ook baie welkom vanoggend. Ek weet nou, dis nie almal se cup of tea nie, maar ek wil tog 'n oomblik gee vir die van julle wat wil, om ook mekaar vanoggend in die diens te verwelkom. Ek hoop julle almal voel baie tuis nou en gemaklik ook tussen die mense by wie julle sit vanoggend. Ek groet julle graag vanoggend in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, wat ons in hierdie tyd ook seën en by ons is, wat vir ons die lewe in oorvloed skenk. Ons aanvangswoord gaan dan juis ook daaroor, en dit is waaroor ek ook vanoggend gaan preek uit Johannes 10. In Johannes 10 vers 10 sê Jesus in 'n baie bekende diskoers of gesprek wat hy het met sy volgelinge, waar hy sê, ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Nou in reaksie op die woorde van Jesus, wat ook in hierdie tyd vir ons bemoedig en vir ons tot troos is, gaan ons staan en gaan ons 3 liedere saam sing. Die eerste lied, julle sal hoor, dit is Kersfeesliedere, die eerste paar, almal van hulle te maak met hierdie idee van Christus as die goeie herder, waaroor die teks vanoggend ook gaan. So kom ons staan. Nou met hierdie lofsang in gedagte en die klomp liedere wat ons nou gesing het oor God as herder, die goeie herder, lees ons dan ook vanoggend uit Johannes 10. Ek lees vir ons uit die ou vertaling, julle is welkom om te volg in julle Bybels, van verse 1 tot 21, dis die hele gedeelte daar. Voorwaar, ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die deur ingaan, is 'n herder van die skape. Vir hom maak die deurwagter oop, en die skape luister na sy stem, en hy roep sy eie skape by hulle naam, en lei hulle uit. En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit, en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemde nie ken nie. Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het nie verstaan wat dit was, wat hy tot hulle gespreek het nie. Jesus het toe weer vir hulle gesê, voorwaar, ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Maar die huurling en hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug, en die wolf vang hulle en jaag die skape uitmekaar. En die huurling vlug, omdat hy 'n huurling is en niks vir die skape omgee nie. Net soos die Vader, ek is die goeie herder en ek ken my eie en word deur my eie geken. Net soos die Vader my ken, ken ek ook die Vader en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei en hulle sal na my stem luister en dit sal wees een kudde, een herder. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê en ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Daar het toe weer verdeeldheid onder die Jode gekom oor hierdie woorde. En baie van hulle het gesê, hy is van die duiwel besete en kranksinnig. Wat luister julle na hom? Ander het gesê,
Hierdie woorde is nie van 'n besetene nie. 'n Duiwel kan tog nie die oë van blindes open nie, tot sover. Nou, hierdie is die tyd van die jaar wat ons vir mekaar sê geseënde Kersfees, ons sê voorspoedige nuwe jaar. Ek sien nou, ek het nou by die amfitheater ook gesê op Facebook, dit lyk vir my, dis nou baie gewild om Jeremia 29 vers 11 vir mekaar te stuur. Dit is ook die boodskap, nuwejaarswense van 'n hele klomp kerke vir mense, om te sê, die Here wat weet watter planne hy vir ons het, planne van voorspoed en nie van teëspoed nie, dat dit met ons goed sal gaan. So iets van hierdie positiwiteit, van die goeie lewe, van wat dit beteken om te floreer, om in oorvloed te lewe, om die vol lewe te leef, is iets wat ons in hierdie dae oor nadink, ook binne die kerk. Nou, ons het so pas deur die tyd van Advent gekom, julle weet, Kerstyd is die tyd waarin ons dink oor Christus se koms na die wêreld, en ons vandag is in die tyd van Epifanie. Dis nou 'n groot woord, maar al wat dit eintlik beteken is dat ons dink na oor God se openbaring, wie Jesus vir ons is. 'n Hele paar teoloë sou hier oorskryf om die vraag te vra, wie is Jesus Christus vir ons vandag? En dis 'n moeilike vraag, want dit bepaal uiteindelik wie ons is, en wie die kerk is, die liggaam van Christus. Nou, die interessante van Johannes, dit is nie die leesrooster teks wat ek vanoggend nou gebruik nie, maar ek dink dit is 'n gepaste teks vir ons so aan die begin van die jaar. Die interessante ding van die evangelie van Johannes is dat op 'n manier probeer die skrywers op hierdie vraag antwoord. En gebruik hulle 'n hele klomp beelde in die evangelie om iets te sê van wie Jesus is, ook vir ons vandag. Hulle praat van die sogenaamde 7 ek is uitsprake, waar Jesus elke keer sê ek is die brood van die lewe, byvoorbeeld in hoofstuk 6 lees ons. Ons lees van Jesus wat sê hy is die lig van die wêreld in hoofstuk 8. In ons teksgedeelte sien ons 2 van hierdie uitsprake waar Jesus sê ek is die hek, die poort, waar deur die skape gaan. Ek is die goeie herder, wat sy lewe aflê vir die skape. Ons lees waar Jesus sê ek is die opstanding in die lewe in hoofstuk 11. Jesus sê ek is die weg, waarheid en die lewe in hoofstuk 14. Ek is die ware wynstok in hoofstuk 15. En so is daar hierdie verskeidenheid van beelde, van metafore wat die skrywers van hierdie evangelie gebruik om iets te probeer sê van wie hierdie God is wat geopenbaar is in Christus. En presies dit is waaroor ons nadink ook wanneer ons in hierdie tyd van die kerklike jaar is waarin ons Epifanie vier en nadink oor Christus se identiteit, oor wie God vir ons is, ook die jaar wat voorlê en ons eie identiteit as kerk, as NG Kerk, as gelowiges. Nou, die mense wat skryf oor hierdie teksgedeelte sê dit is eintlik ontsettende komplekse diskurs, praat hulle van, gesprek of gedeelte, verduideliking, wat Jesus hier, wat ons lees van hier, Jesus se woorde, waarskynlik die moeilikste van wat ons vind in die evangelie. En die ander interessante ding is dat nêrens anders in die evangelie lees ons van die herder nie. Hier is die enigste plek in die evangelie waar ons lees van Jesus die herder, en tog is dit 'n baie bekende beeld in ons geloofslewens, in ons kerklike gebruike ook. Ons dink aan tekste soos Psalm 23. Die mense wat hieroor skryf sê dat die teksgedeelte of die gees wat agter hierdie teksgedeelte sit, kom uit die Ou Testament, uit Jesegiel 34, waar God eintlik die leiers van Israel kritiseer en sê, maar julle pas my skape nie goed op nie, ek self sal vir my mense herder wees. En so iets van die beeld van die herder is vir ons, ek dink ontsettend bekend en gebruik ons ook, ons sing daaroor. Wat minder bekend is die beeld van die hek of die poort, die deurgang waarvan ons hier lees. En wat dit moeilik maak in hierdie teksgedeelte is dis bietjie vervleg. So as 'n mens nou krities sou lees en jy vra, maar wie is Jesus nou? Wie is hierdie karakters nou almal? Dink ek jy sal redelik 'n bietjie verward raak, want is Jesus nou die herder of is hy nou die hek waardeur die herders en die skape gaan? Maar uiteindelik dink ek dit is nie die punt nie. Dit is nie wat die teksgedeelte
probeer kommunikeer nie. In hierdie teks, veral die ek is gesegdes, lê daar iets van 'n geloofsbelydenis opgesluit, iets van 'n belydenis van wie God is. En is hierdie beelde wat op verskillende maniere, dit wat nie gesê kan word nie, dit waarvoor daar nie woorde is nie, in woorde en in beelde probeer plaas. Nou, ek self gaan net 3 sulke gedagtes met julle deel. Mens kan baie sê, dink ek, oor die teksgedeelte. Dit is 'n ontsettende ryk deel. Maar net 3 idees, dink ek, van hoe God geopenbaar word in hierdie teksgedeelte, in Christus ook. En die eerste is dat ons hier 'n versorgende God teekom. Wanneer ons lees van die herder metafoor, nie net hier nie, maar ook elders in die Bybel, is dit telkens 'n beeld wat gebruik word om te sê dat God sorg vir sy skape. Hy is die een wat hulle beskerm van die roofdiere, van die rowers, van die diewe. God is die een wat hulle lei na weiding, na waters waar rus is. En so hierdie idee van God wat vir ons sorg, wat ons versorg, wat besorgd is oor ons, is 'n bekende een, en dit is 'n beeld wat ons ook in hierdie teksgedeelte kry, dat dit 'n God is wat ons nie los nie, wat by ons is, ook wanneer dit met ons moeilik gaan, wanneer ons siek is, wanneer ons bekommerd is oor die droogte en oor die omstandighede in ons land, dan is hierdie deel van die openbaring van God in Christus, waarvan ons lees in hierdie teksgedeelte. Die tweede idee wat ek met julle, of beeld wat ek met julle wil deel, is so ons praat van die versorgende God, maar dan ook die verrassende God. As ons lees van die deurbeeld, dan het baie mense die idee dat 'n deur is 'n ding wat jy toemaak. Jy maak dit toe, jy hou mense uit, en jy het dit nodig om jou te beskerm, nou, van mense, diewe, of wat ook al. Maar die een persoon wat hier oorskryf is 'n katholieke teoloog. Hy sê ons verstaan hierdie beeld verkeerd. Hy sê dit gaan juist daaroor dat dit 'n oop deur is. En so wanneer daar gepraat word oor verlossing in hierdie gedeelte, is baie interessant, nêrens hier waar daar gepraat byvoorbeeld van sonde nie. In die vorige hoofstuk, in hoofstuk 9, word daar gepraat van sonde, maar hier het verlossing te maak met lewe, nie met die teengif vir sonde, of met die antisuur vir sonde nie. Dit is nie die teenkant van sonde nie, dit is soveel meer is dit hier in hierdie teksgedeelte. Dit is iets wat ons oproep tot 'n goeie lewe, 'n vol lewe. En soveel meer as net om ons vry te maak van ons sonde, hoewel dit natuurlik ook insluit. So die idee van, of die verstaan van God is hierdie verrassende God, wat mense omarm, wat mense insluit, wat inklusief is. Kom ons hier tee. En vir gereformeerde mense is dit baie belangrik, want ons sê dat verlossing is nie iets wat ons verdien nie. Ons sê dit is 'n gawe van God, dit is 'n genadegawe, dit is iets wat van buite onsself na ons kom. Nog voordat ek kon vra, sing ons in die een liedjie, voordat ons dit verstaan, voordat ons 'n teenprestasie kan lewer, voordat ons daarop kan reageer, word dit aan ons gegee. Dit is vir ons 'n troos, juis omdat ons dit nie verdien en nie kan verdien nie. En so iets van die verrassing wat opgesluit lê in hierdie gawe, hierdie God wat vir ons hierdie gawe gee van verlossing, van lewe in oorvloed, om te floreer, om te gedei, sien ons ook in hierdie teksgedeelte. Die God wat ons versorg, die God wat ons verras. Maar ek dink derdens dat daar ook 'n bietjie van 'n skerp kant is in die teksgedeelte. Dit is nie net 'n teksgedeelte wat ons wil troos nie. Dit is ook 'n teksgedeelte wat ons uitdaag en wat ons druk partykeer, soms buite ons gemaksone. As jy kyk na byvoorbeeld verse 19 tot 21, sien julle wat die reaksie was onder mense, nadat Jesus het die woorde gesê, dat daar was verdeeldheid onder die Jode. Hulle het gesê, hy is van die duiwel beset, hy is kranksinnig, wie luister na hom? En daar is 'n vreemdheid aan hierdie God, iets wat mense nie begryp nie, dit is selfs walglik, dit stuit jou teen die bors. Die vorige hoofstuk is belangrik om te verstaan om wat hier presies aangaan. In die vorige hoofstuk genees Jesus 'n blinde man op die Sabbat, en dan is daar groot konflik met die Jode daaroor, of met die Joodse leiers, en dan volg hierdie gelykenis van die goeie herder en van Jesus as die deur.
Maar die punt is hier, dat dit is nie 'n God wat binne die reëls hier speel nie. Dit is nie 'n God wat binne mense se gemaksones hier funksioneer nie. Dit is 'n God wat juis die grense druk, wat sê, maar die aard van die verlossing wat ons ontvang in God, wat ons vrymaak, die goeie nuus van die evangelie, is dat dit ook vreemd is. Dis vir ons, dit versorg ons, dis vir ons tot troos, sou Willie Jonker sê, maar dit is ook iets wat vir ons vreemd is, wat ons uitdaag, wat nie heeltemal vir ons lekker sit nie, wat nie heeltemal ons skoengroot is nie, het druk ons bietjie. En ek dink, wanneer 'n mens die vraag vra, wie is Jesus Christus vir ons vandag, is dit belangrik om te sê, dat aan die een kant praat ons van die God wat ons troos, maar aan die ander kant praat ons ook van die God wat ons oproep, wat ons uitdaag. Ons is op die oomblik in die NG Kerk, julle sal weet, in die seisoen van menswaardigheid. En is 'n klomp waardes wat die seisoen kenmerk, waar is liefde, luister, respek, maar dan ook omarming. Om te sê, ons moet mekaar omarm. Ook mense wat anders is as ons, anders dink as ons, anders lyk as ons. En dit is soms 'n moeilike ding, iets van hierdie vreemdheid, van die identiteit van Christus, wat ons ook vreemd maak, en wat die kerk ook vreemd maak. En so, op 'n manier, is dit 'n teksgedeelte wat vir ons 'n bietjie druk ook. Die interessante van hierdie spesifieke konteks van die hoofstuk, ek het nou verwys na hoofstuk 9, waar daar gepraat word van die genesing van die blinde man op die Sabbat, maar net die volgende hoofstuk, hoofstuk 11, is die teksgedeelte wat handel oor die opwekking van Lazarus uit die dood. En tussenin hierdie twee werke van Jesus, die twee goed wat Jesus doen om te wys hoe lyk verlossing, dit gee gestalte aan wat dit beteken om verlos te word. Iets van die lewe wat geskenk word, die lewe in oor, die lewe aan die blinde man, die lewe aan Lazarus wat geskenk word, is hierdie gelykenis dan. En probeer Jesus op 'n manier verduidelik, maar dit is wie ek is, dit wat ek doen, is wie ek is, dit is nie twee verskillende goed nie. En sien ons dat telkens in Johannes is dit wat Jesus doen en dit wat Jesus sê, het met mekaar te maak, is 'n openbaring van wie God is in Christus. Die interessante dink ek is, Johannes is eintlik op 'n manier behep met lewe. So in hierdie teksgedeelte, dis nou 'n gunsteling, hierdie Johannes 10 vers 10, om te sê, maar God skenk vir ons die lewe in oorvloed, wat dit noodwendig beteken, weet ons ook nie altyd nie, maar elders in Johannes regdeur al daardie gesegdes of die metafore wat gebruik word om Jesus te beskryf, die brood, die weg, waarheid en die lewe, die opstanding in die lewe, telkens te make met hierdie idee van lewe. Selfs in die eerste hoofstuk lees ons, in hom is die lewe. As ons byvoorbeeld hoofstuk 15 lees, dan lees ons van Christus as die wynstok. En daar dink ek, in hierdie evangelie is dit belangrik, dat die lewe is nie somme net dat dit met ons goed gaan nie. Dit is nie somme net om positief te lewe en die blinkkant aan alles te sien en die silwerrandjie en met vreugde en blydskap en gelukkig en wat ook al. Dit is baie dieper as dit hier. Die evangelie en die goeie nuus van die evangelie is 'n baie dieper geheim as net dit. En ek dink iets van die belangrikheid van lewe en verlossing wat vir ons die lewe skenk, kom ons ook in hierdie teksgedeelte te. Die ewige lewe wat vir Johannes ontsettend belangrik is, wat nie iets is wat eers eendag begin, eendag in die hemel het jy die ewige lewe nie. Later gaan ons ook in die geloofsbelijdenis dit bely. Maar dis iets wat nou reeds aanbreek vir ons. Die verlossing is vir ons nou reeds. Die lewe, die volheid van die lewe, die ewige lewe selfs, is vir ons nou reeds. En is vir ons in hierdie jaar wat voorlê, vir ons as kerk, vir ons as gelowiges, ontsettend belangrik. Maar nou is die vraag wat 'n mens natuurlik kan vra, is maar wat is die verskil tussen lewe en lewe in oorvloed? En nou 'n klomp mense skryf daaroor, ek het nou ewen gaan kyk na die Grieks, en dis bietjie verskillende woorde wat gebruik word, maar die woord wat vir oorvloed gebruik word, perison,
is dieselfde woord, presies dieselfde woord in die Grieks wat in hoofstuk 6 gebruik word, waar daar die vermeerdering van die brode is. Julle weet, die 5000 mense kom, disippels besef, ons is nou in die moeilikheid, ons het nie eers naastenby genoeg kos of geld om hierdie mense te voer nie. En dan kom die seentjie met die brode en die vissies, en wanneer daar dan kos oorbly, dan word daar gesê dat hierdie oorskot, dit is dieselfde woord wat gebruik word, perison, die oorskot, die oorvloed, wat na die tyd oorbly, nadat hierdie skare gevoed is. Ek dink een illustrasie, ek weet hier's nie baie kinders nie, maar ek sien ten minste 2, so die wat bereid is om vorentoe te kom, gaan ek vorentoe roep, want ek het nou gedink om op 'n manier dit bietjie meer eenvoudig te probeer verduidelik. Ek het bietjie gedink, hoe doen 'n mens hierdie ding? Nou, julle moet nou elkeen vir my 'n ballon hier so vat. Ek het mos gesê, Trigard, ek gaan sê, julle moet vorentoe kom. Hy sê vir my gister, hoekom is jy 'n dominee? Kerk is dan so boring. Toe sê ek, is reg, gaan jy my help? Nee, staan nie so. Dan, julle moet nou hier in die middel kom staan. Nou, wat sien julle nou daar in julle hande? 'n Ballon, okay, maar dis maar net 'n gewone ballon, nee. As jy hom nou so vat en so, jy kan nie eintlik iets met hom doen nie, nee. Wat kan jy iets met hom doen? Nou, wat doen 'n mens met 'n ballon? Okay, nou toe, blaas hom op. Nee, ek is ernstig, blaas hom op. So 'n bietjie skaam nou. Dis hy. Blaas hom op, Trigard, blaas jou ballon. Hulle sukkel nou bietjie asemtekort nou vanoggend, maar as hy nou opgeblaas is, wat is die verskil? Dis hy daar, het ons 'n bietjie lewe daar. Ja, daar's asem in die ballon, né? Skielik word die ballon vol. En iets van die, ek dink, teksgedeelte wat vir ons probeer sê dat die volheid, dit is nog altyd die lewe wat vir ons geskenk word, né? Dit is nog altyd dieselfde ballon. Maar skielik is daar asem in die ballon, die lewe. Henry Nouwen, hy's 'n bekende katholieke teoloog, of was, hy het gesê dat die gees van God is God se asem in ons. Soos wat ons asem in die ballon is God se gees in ons. Julle kan maar gaan sit, julle kan die ballonne maar hou ook. Sit net stil. Okay. So iets van hierdie lewe in oorvloed, wat dit beteken om te floreer, om die vol lewe te leef, die goeie nuus van die evangelie, die seën van Kersfees, die voorspoed van nuwe jaar, dink ons na in hierdie tyd. En ons sê vir mekaar as kerk en as kinders van God, as liggaam van Christus, dat ons identiteit in Christus is, dat die lewe wat ons kry nie sommer net is om positief te lewe of finansiële welvaart of gesondheid, dat dit veel dieper is, dat die troos van ons verlossing dieper is as dit, dat dit groter is as wanneer dit met ons goed gaan, dat dit ook vir ons tot troos is wanneer dit met ons sleg gaan. Nou, die een ou teoloog, Amerikaner, David Kelsey, gebruik 'n ontsettende mooi beeld om dit te verduidelik, en dit pas eintlik baie goed by die beeld wat in hoofstuk 15, Johannes 15 gebruik word van die wynstok, Christus die wynstok en God die landbouer en ons die lote, waar Christus sê, maar bly julle in my, die lewe in Christus, selfs die blydskap wat hy sê volkome raak wanneer ons in Christus bly. En so vir die kerk, vir ons as gelowiges, is die lewe in oorvloed, om te floreer, om as geseënde mense te lewe, is nie net om positief te lewe nie, of net met 'n glimlag te lewe nie. Dit is om in Christus te bly, om te weet dat die verlossing wat aan ons geskenk word, kan nie van ons af weggeneem word nie, want dit behoort nie aan ons nie. Dit is iets wat van buite af aan ons gegee word. En uiteraard, en dit is waar Kelsey, dink ek, se beeld baie belangrik is roep dit ons op, dit dring ons tot 'n reaksie. Ons het amper nie, ek sê nie 'n keuse nie, maar dis iets wat ons oorweldig, hierdie nabyheid met God en die wees in Christus, dat ons ook op bepaalde maniere optree. Hy sê dat dit dring ons om tot seën te wees vir ander en tot seën vir die mense wat na ons kom.
Hy gebruik die beeld van om vrug te dra en om saad te dra. Hy sê om vrug te dra beteken dat ons tot seën is vir almal wat om ons is. Ons buurmense, die diere om ons, die plante, die omgewing, en om seker te maak dat ons op so 'n manier lewe, dat hulle ook die lewe en die lewe in oorvloed kan ervaar. Maar hy sê, dit gaan nie net oor nou nie. Dit is een van die foute wat 'n mens kan maak. Hy sê dit gaan ook oor die toekoms. Nie net die hemel eendag of die ewige lewe nie, maar dit gaan oor dat ons op so 'n manier lewe, dat ons ook saad dra, dat ons tot seën kan wees vir die mense wat na ons kom, vir die diere wat na ons kom, vir die omgewing, die ekologie. En ek het nou gedink net aan een voorbeeld, 'n mens kan natuurlik nou baie voorbeelde noem, en saam nadink oor wat beteken die lewe in oorvloed. Prakties nou, ek meen, ons gaan nou terug huis toe, baie van ons, en in 'n onseker tyd dalk met proteste by die universiteite, en onsekerheid ook oor ministers, en die droogte natuurlik. Maar die een beeld, of die een voorbeeld wat ek wil noem, is juist dan die ekologie. Julle weet dat ons op die oomblik groot gesprekke ook in die NG Kerk het rondom energieverbruik, en rondom water, so die kernkrag gesprekke wat daar is op die oomblik om te vra, hoe is ons as kerk en as mense tot seën vir die omgewing, en ook vir die toekomstige generasies wat kom. Hoe help dit ons om onsself te posisioneer binne die gesprek oor kernkrag, of oor skaliegas in die Karoo? Hoe moet ons dink, jy weet, hoe moet ons self posisioneer, dat nie net ons nie, maar ook die om ons, ook die diere en die plante, die lewe in oorvloed kan ervaar en kan smaak. En natuurlik die droogte, die manier hoe ons water gebruik en water spaar. Ek sien nou vanoggend, ek het nou tussen die twee dienste nou die rapport gaan koop, en die opskrif is D-dag vir boere. En so ons in hierdie tyd is ontsettend bewus van die ekologie en wat ons kan doen. Julle weet van die gesprekke in Parys in die begin van Desember ook, om te sê, hoe maak ons met klimaatsverandering? Die NG Kerk se algemene synode nou in Oktober, sy hele tema was groen. So ons het daar ook gepraat oor wat beteken dit om 'n groen synode te wees, wat beteken dit om krag te spaar, om water te spaar. Daar was dit net so warm gewees as hier vandag. Maar iets van die lewe in oorvloed wat aan ons geskenk word, maar wat ons ook dring, wat ons uitdaag, wat ons ongemaklik laat, wat ons bietjie druk om te vra, hoe kan ons ook tot seën wees van ander? Jesus se woorde hier, wat nou presies tussen hierdie twee beelde staan, verse 9 tot 11. Ons lees, ek is die deur in vers 9. Ons lees, ek is die goeie herder in vers 11. En tussen hierdie twee beelde, waar ons die God wat versorg, die God wat ons verras, die God wat vreemd is vir ons, lees ons dan, ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Amen. Kom ons sit so, ek gaan 'n paar oomblikke van stilte gee vir stil gebed, en dan sal ek vir ons bid. Here, ons weet dat U oor ons ontferm. En ons weet dat U nie net oor ons ontferm nie, maar oor die ganse wêreld. Oor die omgewing, oor diere en plante, oor die skepping, oor die kerk wat U in stand hou en bewaar. Maar Here, ook mense wat anders is as ons, wat anders dink, anders lyk, anders glo dalk. En dat U die een is wat vir ons verlossing kom skenk, wat ons kom troos, wat ons kom uitdaag, dat U die een is wat ons versorg, wat ons verras, en wat vir ons vreemd is. Wil U ons in hierdie dae ook help om as mense wat die lewe en die lewe in oorvloed geskenk is, te leef, om tot seën te wees vir ander, vir die omgewing, waar ook al ons mag wees. Want ons weet, Here, hierdie verlossing en die lewe wat ons ontvang, verdien ons nie, maar ontvang ons vrylik uit genade van U. Amen. Nou, wanneer ons hierdie belydenisse lees, is dit nou maklik om
dit net by myself te lees, of ek staan hier voor en ek sê vir julle wat ek dink, en julle kan natuurlik ook ander idees sê oor die teks, maar dit is nie al wat die kerk doen nie. Ons sê, ons is die gemeenskap van heiliges by mekaar. Iemand soos Dietrich Bonhoeffer, sy praat van die Communio Sanctorum, die gemeenskap van heiliges, van gelowiges. Dis ons hier by mekaar vandag, maar dit is Christene oor die wêreld heen, in verskillende kerke, dis Christene oor die eeue heen. So dit is iets wat oor tyd en oor ruimte strek. En wanneer ons geloof bely, wanneer ons hierdie teksgedeelte lees en ons sien iets van die belydenis van wie Christus is, God in Christus, is dit iets wat ons nie net by onsself doen nie. Ons doen dit nie net vir onsself en by onsself en in ons eie koppe nie, maar is dit iets wat ons gemeenskaplik ook doen, as kerk saam. En daarom gaan ek julle vra om te staan en dat ons geloof saam bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en in die ewige lewe. Amen. Julle is welkom om te sit. Ons gaan dan nou die dankoffers opneem.